Middag my mense. Jong, kom ons praat nou 'n bietjie. Nee, kom ek groet julle eers nie. Dit is 23 November op 'n Sondag. Eerste dag van die week. Die laaste week van November. Dus hier by my so 24 grade Celsius. 30% humiditeit. Ek het reën gekry hier so by my, nee, lekker reën daar in die opvangsgebied van die Vaalrivier. Is daar reën daar soos 8 sluise oop op die Vaalrivier. Al die shoerits en goeters spoel weg uit die Vaalrivier uit, nee, al pomp die onbevoegde munisipaliteite al hoe meer shoerits en gemors en goeters, nee, in ons riviere in, nee. Maar ja, dit is nie waar ek wil praat vandag nie. Ek wil praat oor die mense wat nou so vasglo dat hulle Israeliete is of van Israel se afkoms is, nee. Dit is nou juist vir hierdie mense in Suid-Afrika. Daar is mense oor die wêreld heen wat hierdie ding glo. So, ons praat oor die mense van Israel, nee. As jy jou Ou Testament in die Bybel lees, nee, dan sal jy weet dat Israel nog altyd 'n verskriklike sondige volk was, nee. 'n volk wat nie luister na die Here nie. Nee, wat nie luister na Jahwe nie. Weet en toe die Here daar Jahwe het vir Moses gekies, nee. Moses het hy gekies, nee. Nou as jy kyk na die geskiedenis van Moses, hy moes doodgemaak geword het, nee. Want hulle wou al die seentjies wat in daai tyd gebore is doodmaak, so daar nie 'n volk vorentoe kan wees nie. Nou kom laat ek dit nou net hier staaf vir julle almal te weet, nee. Ek is nie 'n Israeliet nie. Ek is nie 'n volgeling van Israeliet nie, nee. Al kom ons almal van Adam en Eva uit, mans uit stof uit, vrouens uit die vlees uit, nee. Daar is skeiding. Die skeiding gekom maar met Kain en Set. Later met die bloedlyne van Abraham, met sy 2 seuns, die seun wat hy by die houvrou gehad het en sy eie seun. So daar is skeiding tussen die mense. Ek bedoel, Jahwe se opdrag was tog is sprei uit, bewoon die aarde, wees vrugbaar, bewoon die aarde. En nou, as jy kyk na Moses, wat nou die leier was van die volk Israel, sy ma moes hom in 'n rietmandjie insit by die rivier waar die farao se dogter gaan bad het, nee, sodat sy hierdie babatjie kan kry en hy nie doodgemaak word nie. So Moses het as 'n Egiptenaar, nee, groot geword. So hy het al hierdie in sy lewe as die Egiptiese gode en goed het hy onder groot geword, nee. En op 'n dag, ons almal weet, Moses het iemand doodgeslaan. En die Here vir Moses gekies, nee, om die leier van die volk te wees, nee. En toe daai leierskap op Moses neergelees, het Moses self gesê met die Here, hy het vir Jahwe gesê, luister maar, ek sukkel om te praat. Die mense verstaan my nie, en die Here het vir hom gesê, maar jou broer Aaron
sal jou ook help. Ek sal vir Aaron daar sit om jou te help, jou broer. Nee. En so weet ons almal, Moses het die volk Israel uit Egipte land uitgelei, na die 10 plaae, deur die Rooi See, waar die Egiptenare, die Egiptiese weermag, almal versuip is in die Rooi See. En die volk Israel, hulle het maar net in verval gebly, weet, hulle het afgode aanbid en goed, nee, en die Here het weer met Moses gepraat en gesê, kom op na die berg toe. So het almal daar bo op die berg, die vinger van God, die 10 gebooie geskryf, nee. En dis waar die tweede gebod is, wat sê, jy sal jou nie neerbuig nie, voor 'n ander God, behalwe voor Jahwe nie. En toe hulle daar afkom, het die mense goue kalwe aanbid, hulle het allerhande verskriklike goed gedoen hierdie volk Israel. Nee. En daarna toe hulle vir 40 jaar in die woestyn rondgelei deur die Here, sodat hulle self kan regkry voordat hulle die beloofde land van melk en honing kan sien. En so gaan die Ou Testament gaan nou aan. Maar nou die Israel volk, die Israeliete, nee. Hoekom ek my nie by hulle skaar nie, nee, is hulle glo nie dat Jesus Christus gebore is en dat hulle Jesus Christus gekruisig het. Weet, vermoor het vir sy onskuld, nee. Broer, hulle het tot geskree, laat vir Barabbas vry, nee, en kruisig vir Jesus. So dit is hoekom ek nie by die Israeliete staan nie. Weet, as jy die Joodse Talmud gaan lees, nee, hulle sê, dit is die heilige geskrifte van die Joodse volk. As jy lees wat daar binne kan staan, nee, wat hulle sê oor Jesus, die Seun van God, stem ek glad nie daarmee saam nie. Met ander woorde, kom ons maak maklik, nee. Jy ontmoet iemand, nee. As jy en daai man of jy en daai vrou, nee, nie saamstem nie, as julle nie dieselfde is nie, gaan jy nie daai man of vrou aanhang nie. Selfs met 'n vrou, sy gaan nie daai man of vrou aanhang nie. Met alre want julle het al almal iemand ontmoet in die lewe, nee, wat jy so net sê, nee, hy wyk Satan, nee, bly weg van my af, wyk Satan. Weet nie, dis hoe ek oor die Israeliete voel, is omdat hulle nie vir Jesus Christus, nee, aanvaar as die Seun van God, wat as vlees hier na die aarde gekom het, nie. Daarom skaar ek my nie by die Israeliete of by die Jode nie. So, ek weet nie, hoe sien julle boeremense, of nee, dis nie die boere so erg is, die Afrikaners, nee. Hoe wil jy staan en sê, maar jy is van Israeliese of Israeliet bloedlyn af, nee. Erken jy nie Jesus Christus as jou saligmaker en redder en verlosser nie? As jy nie Jesus aanvaar, is daai 3 dinge, jou saligmaker, redder en verlosser nie, nee, gaan ek met jou beklei nie. Hang die Israel geloof aan, of die Israeliete, die Jode, wat daar bo in Palestina is, of in Israel, nee, ek hang hulle nie aan nie, want dit is nie my soort mense nie. Dis maar hoe dit is. As jy kyk na die moslims aan die ander kant, nee, is dieselfde. Hulle aanbid Allah, en hulle volg die profeet Mohammed,
maar hulle erken nie Jesus Christus as hulle redder en verlosser en saligmaker. So hoekom moet ek by die moslims, of by die Palestyne, of by enige Arabiese moslim nasie skaar? Dis nie my soort mense nie. Ek glo in God, die almagtige Jahwe. Ek glo dat sy seun Yeshua na die aarde gekom het, in vlees, aan die kruis gesterf het, neergedaal het na die hel, opgestaan het uit die doderyk, nog vir 40 dae na sy dood aan die disippels, na sy opstanding aan die disippels verskyn het, en aan mense verskyn het, voordat hy opgeneem is na die hemel toe. Dis wat ek glo. Die Jode, die Israeliete, hulle glo dit nie. Hulle verwerp Christus. Die moslims dieselfde, hulle verwerp Christus. So, ek het dit gesê, as jy nie saam met iemand stem nie, gaan jy mos nie daar by hom wil gaan kuier, of by hom wil 'n dop gaan drink, of weet, jy skaar jou nie self by daai mense nie. Dit is soos 'n skelm. As jy 'n eerlike mens is, gaan jy nie by skelms, wil bly nie, want aan die einde van die dag gaan jy net so skelm raak soos hulle, of as jy by leenaars betrokke raak, jy is 'n eerlike mens, gaan jy nie by leenaars betrokke raak nie, want hulle gaan jou aftrek daarna hulle liegstories en hulle leens toe. Ek moet dit maar net sê, mense. So, almal wat kritiseer hierso, kritiseer net tot jy blou in jou gesig is. Jy gaan my nie oortuig dat ek moet pro-Israel wees. Ja. Ek is ook nie pro-Palestyn of pro-Moslim nie. Want hulle erken nie Jesus Christus die seun van God nie. So ek sal die Israeliete kritiseer, en vir hulle sê, ek hou nie van julle nie. Ek sal die Palestynse mense of die moslim mense kritiseer, selfs met die Hindoes, en die Boeddha aanbidders, ek skaar myself nie by daai mense nie. Ek het julle boeke gelees, ek het gesien wat in julle boeke staan, man. Julle is so wyd van die pad af, Julle sien nie wat julle is blind. Julle het 'n gebrek van kennis. Selfs met hierdie wit mense, boervolk, Afrikaners, nie boervolk, Afrikaners, wat wil sê, hulle is deel van Israel. My vriend, dis 'n liegstorie van die kerke af, man, die 3 susterkerke, wat wil julle vertel? Ek gaan nie 3 susterkerk toe nie, ek gaan nie na die gereformeerde kerk, hervormde kerk of NG Kerk nie. Ek gaan ook nie na die AGS toe meer nie, of die PPK's nie. Want ek sien mos nou, man, my oë is oop, ek kan mos nou sien wat se liegstories hulle wil inprent in die gemeente se koppe, in daai klomp valse leiers wat op die preekstoel staan. Maar dis wat ek sê, as jy 'n karman is, sê jy's iemand wat hou van karre, en jy kry iemand wat nie van karre hou nie, dan gaan julle twee mos nie saam gel nie. So ek gel nie saam met die Israeliete nie, en ek gel nie saam met die moslims nie. En ek steun hulle, want hulle is nie dieselfde soort soos ek nie, net soos wat die moslims teen my is. En die Israeliete teen my is, die Israeliete noem my 'n goy. Die moslims noem my 'n infidel. Die swart nasies hier in Suid-Afrika noem my iets anders te jong. Hulle sing hom elke dag, hulle noem my 'n farmer. Hulle het nie 'n plaas nie, Maar ek sê vir julle, ek's 'n boer. Hulle het nie grond om op te boer nie. Ek's deel van die boervolk. As jy nie deel is van die boervolk nie, daarom gaan jy teenstrydig wees met my. Ek het nie tyd vir 'n Afrikaner,
Afrikaners, daai fokkers, nee, hy skies met taal, yes, ek het probeer, sorry mense, ek het probeer om nie te vloek nie, maar dis daai gemors, nee, wat die joiners was en die hensoppers was, nee, in die Anglo-Boereoorlog. Dis hulle, wat wou in die Tweede Wêreldoorlog, nee, saam met die Engelse, teen die Duitsers wou gaan beklei het, nee. In Duitsland was Suid-Afrika nog altyd goed gewees, daai tyd. Nee? So kom moet jy saam met jou vyand gaan beklei, teen iemand wat jy nog altyd goedgesind was, nee. Hy mense, julle moet dink oor hierdie ding. Ek wil dit almal 'n lekker Sondag, nee. Wees geseënd. Wees voorspoedig mense in alles wat julle doen, nee. En ek bid die hand van die almagtige Here, Jahwe, oor julle, en van sy seun, Yeshua, en van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees in julle harte en julle verstande sal inwees. Geseënde dag vir julle, goed gaan.